as ander. En ek wil graag begin deur vir julle 'n aanhaling te sê, en dit is, God comes to you disguised as your life. God kom na jou toe vermom as jou lewe. En nou gaan ons ook so nader by God, nader aan U. En kom ons sit hier met hierdie gesindheid van, ons het nou hier gejaag en alles is reg. Kom ons sit hier met die idee dat God ook vanmôre met jou kan en wil gesels. En daarom wil ek so 'n paar oomblikke vra dat jy net jou oë sal toemaak en dat jy in jou liggaam sal sit. Die liggaam wat God gekies het om ook deur sy Gees te woon, en dat jy ook in hierdie liggaam sal sit, jou liggaam sal voel en bewus te wees van God se teenwoordigheid en die liefde waarmee God ook vanmôre na jou, na my, na ons almal kyk. Kom ons raak vir so 'n paar oomblikke stil. Dankie. Ons vier vandag 'n besondere man se lewe. Man, eggenoot, pa, oupa, vriend. Iemand wat 'n besondere pad met elkeen van julle gestap het, en daarom is dit my gebed dat die God van die verlede julle sal troos. Dat die God van die hede jou vanmôre sal verras met daai gedagte wat in jou kop opkom, met daai iets wat jy beleef, en dat die God van die toekoms jou sal aanmoedig om die gawe van die lewe ook verder te leef. En daarom, liewe kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Wie was George de Lange? Na 'n kort gesprek, baie kort, kon ek agterkom, hy was nogal humoristies. Ek dink van die foto's het dit hierbo gewys. Dat hy 'n plaatjie was, dat hy kon lekker draak steek, ook met partytjies, en ek sien so 'n paar koppe knik al klaar so. Dat hy stories gehad het van lank gelede, en dat hy self gesê het, mens moenie huil nie, maar self gehuil het. Soetjies in die lig geplaas, vriendelik met personeel in die hospitaal, selfs tot aan die einde van sy lewe. Hy het gepreek,